So 'n jaar terug sit ek in 'n vliegtuig en daar sit so 'n Engelse vroutjie langs my en sy het dit goed gedink om haar hele lewensstorie vir my te vertel, sonder dat ek vir haar enigiets gevra het. Sy vertel hoe aaklig haar werk is, sy vertel hoe aaklig haar huwelik is en wat alles deur haar lewe gaan en sy het sekerlik 'n uur lank net gekla en gedeel rondom al die uitdagings wat in haar lewe gaan. Maar toe vra sy 'n vraag wat die hele situasie toe verander het en sy vra toe vir my, "What do you do for a living?" En ek dink toe by myself, wat moet ek nou sê? En die oomblik, soos in die split sekonde wat ek vir haar sê dat ek 'n predikant is, het die hele gesprek verander, het haar lyfstaal verander, het haar vuiltaal iewes skielik skoner geraak. En ek besef net na die tyd hoe baie van ons lewe nie maar lewe soos daardie gesprek nie. Ons sê met ons woorde, ons sê met ons mond dat ons Christene is, maar eintlik is ons hart ver weg van die Here af. En dit bring my by hierdie gedeelte wat Jesus gedeel het in Matteus 7 vers 13. Hy sê, gaan deur die nou poort in. Dis die roeping, dis die opdrag wat hy vir ons gee, vir my en vir jou, wat sê ons is volgelinge van Jesus. Hy sê, gaan deur die nou poort in, want breed is die pad en wyd die poort wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur binne gaan, maar hoe nou is die poort en hoe smal die pad wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Ek wil hê jy moet gou dink vir 'n oomblik aan hierdie woorde. Kosbare verse, waarskuwings wat die Here eintlik vir ons gee. Hy sê, dalk sit jy vandag in 'n kerk, dalk sit jy in 'n plek en jy dink jou verhouding is reg met God, maar hy is nie. Dalk is jy besig om met jou woorde en met jou mond te getuig en te sê, die Here is jou verlosser en saligmaker, maar jou hart is verhard, jou hart is ver weg. Omdat jy die fariseërs ook, en die skrifkenners, wat so hulle self eintlik op die skouer geklop het om te sê, kyk hoe lyk my lewe, kyk hoe baie kennis het ek, en hulle het verseker kennis gehad. Hulle het geweet wat in die woord staan, maar hulle harte was verhard. Hulle het nie eens agtergekom dat hulle verhouding met God nie reg is nie. En daarom wil ek jou vandag uitdaag, en ek wil vir jou die vraag vra, op watter pad is jy? Watter weg is jy op pad? Die pad wat breed is en wat wyd is en wat na die verderf lei, of die nou pad, die smal pad? Daai roeping wat die Here op my en jou lewe sit om te sê, gaan deur die nou poort in. Maak seker jou verhouding is reg met die Here. Maak seker dat jy hom nie net bely en getuig met jou mond nie, maar met jou hart ook, dat jou hart gefokus is op Jesus Christus. Dis die uitdaging vir die week wat voor lê. Wil jou regtig vra om in jou stilte tyd net te gaan delf in jou eie hart en te sê, waar staan ek met my saak met die Here? Hoe warm is ek? Is ek lou? Is ek koud? Of is ek warm? Mag jy 'n lekker week hê en mag die Here jou seën. Onthou, hierdie naweek is Paasfees, Vrydagoggend 8uur het ons 'n Paasdiens hier by ons gemeente en dan ook Sondagoggend om 9uur. Maar hoop ek sien jou by een van die dienste. Lekker dag en die Here seën. Totsiens.